Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 17 September 2025. En vandag gaan ons saam lees uit Eksodus 32 van vers 1 tot 14 en ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Laat die volgende belydenis dan ook jou belydenis wees vir hierdie ontmoeting met God. Ek kies hierdie oomblik doelbewus. Ek maak my deur toe en my hart oop. Ek steek 'n kers aan en word bewus van die flikkerende lig. Ek is dankbaar vir 'n nuwe dag, vir asem, vir 'n kans om die lewe opnuut aan te pak. Ek rig my gedagtes in gebed na die Here. Mag hy my lei deur sy woord en versterk deur sy gees om elke oomblik van my dag te wandel in sy lig. Ons lees saam Eksodus 32 van vers 1 tot 14. En ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê: Kom maak vir ons 'n God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord: Haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk: Hier is jou God, wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep: Môre is daar 'n fees vir die Here. Vroeg die volgende môre die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna het die volk begin feesvier en losbandig te kere gegaan. Toe sê die Here vir Moses: Klim van die berg af, want jou volk, wat jy uit Egipte laat wegtrek het iets vreesliks gedoen. Hulle het gou die pad verlaat, wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle 'n beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom, en bring vir hom offers en sê: Hier is jou God, wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Verder het die Here vir Moses gesê: Ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk, en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê: Here, waarom is U toornig op U volk, vir wie U deur U groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê, hy het die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat die toorn bedaar en wees die volk genadig. Moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat U met 'n eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isak en Israel. Toe U vir hulle gesê het: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre van die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, ek sal vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring.
In die vakuum weens Moses se afwesigheid, maak die mense vir hulle 'n God uit goud. Hulle maak nie 'n nuwe God nie, maar 'n uitbeelding van die Here God wat hulle uit Egipte gelei het. Dit is ook nie dat hulle die goud in hulle ore begin aanbid nie. Dit is dat hulle dink dat die goud in hulle midde hulle in staat stel om God te speel wanneer hulle voel hulle hoor nie meer vir God nie. Hulle doen wat die Franse filosoof Voltaire waargeneem het van die Christene van sy tyd. If God has made us in his image, we have returned him the favor. Dit was nie lank nie toe word hulle brandoffers en maaltydoffers 'n losbandige feesviering. Ondergang en vernietiging is die uiteinde van ons verwronge pogings om dit wat Augustinus definieer as 'n God-shaped hole te vul met 'n goue God gegiet na ons eie beeld. Op so 'n weg sal ons onsself altyd vasloop teen 'n toornige God. Mits ons soos Moses onsself opnuut verbind aan die betroubare beloftes van God. Selfs al kan ons dit nie sien, hoor of beleef nie. Aan die voet van die berg, diep in die wildernis, wanneer God se stem ontbreek en Moses se leiding talm, is dit nie ons goud wat ons gaan deurtrek nie, maar die goedheid van God self. Piet Nadee bid die volgende gebed opgeteken in die groot gebedeboek. Here, hoe maklik verwissel ek U met ander gode. Ek wat duur deur U gekoop is, behoort nou heeltemal aan U, Here. Soms vergeet ek egter dat U my verhef het van 'n slaaf tot 'n kind. En hoeveel keer U my al gehelp het as ek in die noute kom. Dankie dat U my vandag daaraan herinner. Dankie dat ek weer onthou dat U my enigste God is, die sentrum van my lewe, die bron van my hoop, die verwysingspunt van my bestaan. Dankie dat U gedurig en op soveel maniere met my praat en my prakties van U liefde en trou oortuig. Ekskuus dan, Here, dat ek so gou verlei word om daarom ook op ander dinge te vertrou. Ek is jammer dat ek so gou oortuig word om staat te maak op my talente, my geleerdheid, my sakevernuf, my netwerk, my hardwerkendheid, my aandeleportefeulje. Ek is jammer dat hierdie goeie dinge U verdryf het, uit die sentrum van my vertroue, totdat U nou net 'n deel vorm van my groter netwerk. Hoe maklik is dit nie om U, my God, en ander gode met mekaar te verwissel nie. Help my, Here. Ek wil nie voorgee om U te dien, en dan doen ek dit nie van harte nie. Ag, Here, ek wil nie godsdiens as 'n fyn sosiale spel speel nie. Gee my daarom die dieper insig om heeltemal op U te vertrou. Om te onthou, U voed my, soos die psalmdigter sê, met die beste koring en versadig my met heuning uit U rots. Kom ons bid saam die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom.
Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.